Ek groet u, dit is Sondagoggend die 28ste Junie 2026. En ek vra die vraag, kan God iets wat hy ten sterkste verbied het, werklik laat gebeur? Ek verwys natuurlik na Saul, die koning van Israel, se besoek aan die dode besweerster van Endor. God beveel Israel, in die Deuteronomium 18 vers 10, daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter die rivier laat deurgaan, wat met so waarsêry, goolery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Levitikus 19 vers 31, begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie, soek hulle nie, om julle deur hulle te verontreinig nie, ek is die Here julle God. En Levitikus 20 vers 6, en as 'n persoon om begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê om agter hulle aan te horeer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Saul het self die dode besweersters en die waarsêers uit die land verwyder, soos die wet van God gesê het, in 1 Samuel 28 vers 3. Maar sy koning Saul, desperaat, verward, totaal verwyder van God, soek 'n waarsêer, 'n medium, 'n vrou bekend as die dode besweerster van Endor, om Samuel, wat 'n tyd voorheen gesterf het, vir hom op te roep. En Samuel verskyn, hy praat, hy profeteer, en dit wat hy sê, word tot die letter toe vervul. Was hierdie dinge moontlik? Was dit werklik Samuel? Was dit werklik God wat iets toegelaat het, wat hy verbied het? Om dit te verstaan, moet ons eerste plek verstaan wie Samuel was, en waarom sy dood so verpletterend vir Israel was. Samuel was nie net nog 'n profeet nie. Hy was die laaste rigter, die laaste siener. Hy was die salwer van konings. Hy was die stem van God vir sy volk, vir 'n lang tyd. Hy het die stem van die Here gehoor, sedert sy kinderjare. Hy was die brug tussen die ou Israel van die rigters, en die nuwe Israel met konings. Hy het Saul gesalf as koning. Hy het Dawid in die geheim gesalf as koning, wetende dat die toekoms van Israel nie in 'n man was, wat die volk sou kies vir sy voorkoms nie, maar die man wat God sou kies, wat na sy hart was. Toe sterf Samuel. Sy verlies was nie slegs die verlies van 'n man nie, maar van die silword van die profetiese stem in Israel. En daardie stil swye was Saul se ondergang. Saul se geskiedenis is opgeneem vanaf 1 Samuel hoofstuk 9. God kies die beste, en die heidense volk rondom is jaloers op die voorkoms van Israel se koning. Maar helaas, Saul se ongehoorsaamheid in die geveg met die Amalekiete, deur hulle koning te spaar en die beste van hulle buit, wat God uitdruklik gesê het by die boonvloek getref moes word. Hy was nie langer 'n gesalfde koning, maar die toekomsvisie van die begin nie. Hy was gebroke, verlaat van God, vol vrees en vol jaloesie. Hy het by verskeie geleenthede probeer om Dawid dood te maak. Hy roep God aan, en God antwoord hom nie. Die hemel is gesluit bokant hom. Dis die mees vreesaanjaende situasie vir hom. God se stil swye was erger as God se wraak. En dan kom stel die Filistyne hulle slagordes op teenoor Israel. En Israel gaan lê en wag teenoor hulle. En Saul, tot Saul se frustrasie. En 1 Samuel 28 vers 5 sê, toe Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword, en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nie deur drome nie, nie deur die Urim nie, nie deur die profete nie. Saul se vrees was nie die van 'n soldaat in oorlog nie. Was die vrees van 'n man wat geweet het, hy staan stoksel alleen. Hy het God se teenwoordigheid verloor. Hy het die profeet verloor. Hy was bewus dat hy op die drempel staan om alles te verloor.
En dan maak hy die mees desperate besluit van sy lewe. 1 Samuel 28 vers 7. Saul sê aan sy dienaars, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar kan raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom, daar is 'n vrou, dode besweerster in Endor. Daarom het Saul hom onherkenbaar gemaak, ander klere aangetrek en weggegaan. Hy en 2 van sy manne saam met hom. En toe hulle in die nag, let wel in die nag, by die vrou aankom, sê hy vir haar, voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgeskorwene en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Hy gaan in die nag na haar toe. En jy weet, dit herinner my aan Judas Iskariot, wat uitgegaan het van die Paasmaal saam met Jesus, om Jesus te gaan verraai. En Johannes 13 vers 30 sê, en toe hy dan die stukkie geneem het, die stukkie brood, het hy dadelik uitgegaan. En dit was nag. Nag is nie slegs die afwesigheid van lig nie. Dit is dit wat nie gesien moet word nie, wat buite die goddelike orde is. En Saul doen iets wat hy weet wat verkeerd is, en daarop gaan hy vermom in die nag. Hy vra die vrou om vir hom iemand wat hy sal sê op te roep. En sy sê vir hom, jy weet tog self wat Saul gedoen het, hoe hy die dode besweerders en waarsêers uit die land uitgerooi het, in Samuel 28 vers 9. En dat Saul verseker haar, jy sal niks oorkom nie as gevolg van hierdie stappe jy nou gaan neem nie. En sy vra vir hom, wie moet sy oproep? En hy sê vir haar Samuel. In die volgende oomblik verskyn Samuel se gees. Het is duidelik dat hy nie gekom het deur die krag van die duiwel of enige ritueel wat die besweerster gedoen het nie. Want dit is wat op daardie oomblik gebeur het, was iets waarmee sy geenstens vertroud mee was nie. Sy was angstbevange deur wat sy gesien het, wat duidelik verskil het van dit wat sy verwag het. En wat meer is, sy het onmiddellik die openbaring gehad dat dit Saul was, wat nou hier by haar was. Sy vertel vir Saul dat die gees wat sy sien 'n bonatuurlike wese is, en wat uit die aarde opkom, die van 'n ou man met 'n mantel aan. Saul weet onmiddellik wie dit is. En Samuel begin praat. 1 Samuel 28 vers 15. Samuel vra hom, waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? En Saul antwoord, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het vir my gewyk, en hy antwoord my nie langer deur die diens van die profete nie, ook nie deur drome nie, daarom het ek u geroep, om my bekend te maak wat ek moet doen. Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my, terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen, soos hy deur my diens gespreek het, en die Here het die koningskap uit jou hand geskeur, en dit aan jou naaste aan Dawid gegee. Omdat jy nie na die stem van die Here geluister het, en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie. Daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen. En die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee. En môre sal jy en jou seuns by my wees. Ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. Wat 'n tragiese situasie is. Die hele Israel wat in hierdie oordeel ingesluit word as gevolg van Saul se ongehoorsaamheid aan God. En ook as gevolg van die feit dat die volk 'n koning wou gehad het, soos die ander heidense nasies rondom hulle, en nie God van Israel het hulle verwerp. Nou is die vraag wat ons net al gevra het, was dit werklik Samuel wat opgekom het? God in sy absolute soewereiniteit het toegelaat dat die profeet sy siel gemanifesteer het vir 'n spesifieke doel. Dit is om sy finale oordeel oor Saul te bekragtig. Dit was nie dat die besweerder die mag gehad het nie, maar omdat God dit toegelaat het deur 'n unieke daad van sy volmaakte wil. Alles wat Samuel gesê het is tot die letter toe vervul. As dit 'n moon of 'n illusie was, kon dit nie met soveel akkuraatheid geprofeteer word nie. Mense argumenteer dat dit nie Samuel kon gewees het nie, maar 'n gees soos hy gelyk het, wat deur die duiwel homself soos 'n engel van die lig kan vermom, kan mislei, en dat die profeet of die profesie wat uitgegaan het,
nie 'n goddelike openbaring was nie, maar inligting wat die vyand miskien reeds geweet het, wat onmoontlik was. Demoon of die duiwel self kan nie vooraf weet wat God in sy volmaakte wil besluit te doen. Ander argument is dat dit 'n psigologiese of 'n demoniese illusie was, aangewakker deur Saul se staat, sy emosionele staat van angs en desperaatheid. Dit raak nie water nie, want die skrif meld nie dat die vrou haar normale rituele gedoen het nie, maar dit sê net dat Samuel verskyn het en geprofeteer het. Verder moet ons verstaan dat Sheol, die plek van die dode, nie 'n Christen of 'n Christen hel is of 'n Christen hemel is nie. Dit is 'n plek waar die siele van die dode, die onregverdiges in smarte, die regverdiges in Abraham se boesem is, en laasgenoemde wag op die dag van die Here, soos Lukas 16 vir ons verduidelik. Sheol is onder in die aarde, en daarom sê die skrif dat Samuel uit die aarde opkom, daar waar die geeste is. Wat hier gebeur het, is buite die perke van enige waarsegster of waarsêer se praktyk. Sy het hardop geskree, omdat sy iets gesien het, waarop sy nie hoegenaamd nie voorbedag was nie. Omdat sy nie geroep het nie, iets wat sy nie opgeroep het nie, maar omdat God dit toegelaat het. Iets wat moeilik verklaar word ook, is wat Samuel daar gesê het in vers 19, môre sal jy met jou seuns by my wees. Sal Saul saam met sy seuns by Samuel in Sheol wees, die plek van die dode, die twee afdelings soos ons sien in Lukas 16, moet ons aanneem dat Saul as gevolg sy sonde totaal vergete was deur God. Kom ons kyk wat sê in Kronieke 10 vers 13. En Saul het gesterwe weens sy ontrou, wat hy teen die Here begaan het. Weens die dood, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van afgestorwe om inligting gevra het, maar die Here nie geraadpleeg het nie. Daarom het hy hom omgebring, die Here wat hom omgebring het, en die koningskap laat oorgaan op Dawid, die seun van Isaai. Die belangrike boodskap in hierdie geskiedenis gaan nie so seer oor Saul nie, maar oor die natuur van die sonde en sy onomkeerbare gevolge. Die verhaal van die dode besweerster van Endor is in effek 'n waarskuwing wat God nie dit aan Saul nie, maar aan elkeen wat van God wegdraai en herhaaldelik ongehoorsaam is deur eie wil te doen, eie wil te stel bo dit wat God se wil is, dat daar 'n oomblik sal kom dat die hemel gaan stil word vir jou. In 1 Samuel 15 vers 22 som hierdie op. Samuel sê die Here behaag brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Dis nie omdat God nie meer daar is nie, maar is omdat God die keuse wat jy in jou vryheid van keuse maak, respekteer. Neem die regte besluit, moenie ongehoorsaam wees nie, hy wag nog steeds vir jou. Hy sê vir jou met oop arms, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Neem die Here Jesus aan, en dien hom. Mag die Here u seën. Amen.